Sondag ek weet ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Te veel keer gekies en liefde en verstand, maar ek is uit oorleef, ek het oorgegee aan bekers. Ze houden je op als hij komt, in de huis die tijd voor mij zou komen. Dan is het ding aan mijn achterin. Dan is het vandaag, nee je weer, nee je weer. Was verloren, maar nou gevangen. Zonder tegen me, alles doorzetten. Wees gevangen, naar wie het was. Maar ik heb er gewoon geleerd, kus verder het gewaas. Zie maar hoe het, je wil geen van worden wie hij is. Ze houden je op als hij komt, in de gas die tijd voor mij zou komen. Dan is het niet aan mijn achterin. Dan is het vandaag, nee je weer, nee je weer. Zing met die groene einde, die vallen is jou in mijne. Zing maar in stille, die brengen aan Zing met die groene einde, hou je maar op als hij komt. In de huis die tijd voor mij zou komen. Dan is het niet aan mijn achterin. Dan met vandaag, met die hele weer, met die hele weer. Ik zei zondag ek weet Kan die plekke neem. Geliefdes, familie, vriende, kinders. Ek gaan julle nie op julle naam noem nie. Ek praat van julle as kinders van God. Mag God ons hier ontmoet, mag hy vir ons vertroos en mag ons elkeen hoop en toekoms vind. Geliefdes, die strikkie wat u dra, turquoise, was Gert se lieflingskleur, geliefde kleur. En die wit, hy op die nalatenskap wat hy vir ons het. Geliefdes, terwyl ons so sit, kom laat ons begin.
Die Here, die Almagtige, sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons hemelse Vader, in en deur ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing staande, as ons loflied, die oorwinningslied soos afgedruk in die begrafnisbrief. Geliefdes, Gert se kinders het 3 teksgedeeltes gekies vir hierdie afskeid en die viering van sy lewe. Die 3 teksgedeeltes is Jesaja 43 vers 1 tot 5, Romeine 8 vers 31 tot 39 en 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. En geliefdes, kom ons luister nou met aandag na wat God vir ons ook deur sy woord en deur sy Gees wil sê. Jesaja 43 vers 1 tot 5. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob,
wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Tot sover het Jesaja, Romeine 8, vers 31 tot 39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ek lees vir ons tot sover, geliefdes, bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor, dit oordink en sy of haar hart bewaar, en dan ook werklik daaruit gaan leef. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam.
Here ons God, hier waar ons by die afskeid van 'n geliefde pa en vriend, en vir baie van ons se geesgenoot staan, wil ons U eerstens dank, Here, dat U hom vir ons geleen het, en dat hy so 'n groot invloed in ons lewens gehad het, en dat hy ons lewens mooi gemaak het. Elkeen sal kan vertel van die waarde wat Gert in ons lewens gehad het. En Here, hier is ons by mekaar as familie en vriende, kinders. En as ons maar in ons mensheid hierdie verlies alleen moes dra, sou ons maar soos geknakte riete en verdoofde lampitte gewees het. Ons kan nie hierdie verlies in ons mensheid verwerk. Maar ons is nie maar net mense, vriende, familie en kinders wat hier by mekaar is, ons is gelowiges. Gelowiges in wie se hart U deur die Heilige Gees werk. Gelowiges wat ons Here Jesus Christus ken as ons persoonlike verlosser en saligmaker, wat hom ken wat vir ons gesterf het aan 'n kruis, ons sonde gedra het en weggedra het en vir ons opgestaan het uit die dood. En Here, met geloofsoë kan ons hom sien in U koninkryk en ook in die vaste wete leef dat ons op pad is na U. Here, troos ons met hierdie wete. Open die skrifte vir ons, tree ons tegemoet as lewende Vader, Seun en Gees. Dat ons vashou, wat ons vertroos en wat ons moed gee en hoop gee vir die toekoms. Here, lei ons nou in U waarheid en spreek Here, ons wil luister. Amen. Geliefdes, kinders, familie, vriende, die 3 teksgedeeltes wat julle gekies het vir hierdie diens, is seker vir gelowiges die bekendste tekste wat daar kan wees, die bekendste tekste wat vol troos en troostryk is in God se woord. En hierdie teksgedeeltes weef 'n goue draad vir een vir my vanmôre van vertroosting, van hoop, van toekoms, waarom ons kan vashou by hierdie afskeid. En hierdie goue draad kom na vore in God ken my en hy bewaar my, die gedeelte uit Jesaja. God red my en hou my ewig vas, die gedeelte uit Romeine. En dan God wat vir ons 'n hemelse woning voorberei het. En dat Gert en ons ook daarin sal deel kry, die gedeelte uit 2 Korintiërs 5, 'n draad van hoop, 'n goue draad van vertroosting wat met ons wil spreek. En kom ons luister dan. Ons gedeelte uit Jesaja is geskryf terwyl die volk van God in ballingskap is. Hulle is weggevoer uit hulle eie land. Die Godstad Jerusalem is platgeslaan, die tempel is vernietig, die tempel wat die simbool was van God se teenwoordigheid by sy volk is platgeslaan, en hierdie mense beleef verlatenheid, beleef asof God hulle vergeet het, en hulle kry bitter swaar, en hulle is benoud. Hulle sit met 'n massiewe klomp seer. En dan kom Jesaja, en hy stel dit onomwonde dat die rede, die toestand, die skuld vir hierdie ballingskap nie aan God toegeskryf kan word nie. Nee, die rede, die skuld vir hierdie ballingskap lê aan die voete van God se kinders. Dis hulle wat soos Adam en Eva aan God ongehoorsaam was,
Dis hulle wat ander afgode gedien het en agter hulle aangedrentel het. En God nie meer aanbid en gedien het. En broers en susters, in hierdie omstandighede, sonder hoop, sonder troos, sit hierdie volk nou en weeklaag by die riviere van Babel. Mense kon sê, die bekende groep Bonnie en Benaar 'n liedjie geskryf. En ons luister ook graag na daardie liedjie. En weet jy, ons ook, broers en susters, sit maar in die ballingskap van ons sonde. Sit maar in die ballingskap van ons sondige natuur, wat maar altyd eerste die verkeerde dinge doen, eerder as om die regte ding te wil doen, God se wil te wil uitleef. En nou sal ons sê, maar dis nie waar. Ons is dan nog nie so erg met ons sondige natuur nie, maar kyk maar, wat is jou reaksie as ons te nagekom word, of as ons nou voel, dat iemand ons aangevat? Dan antwoord ons maar met risie en twis en onmin, en nie met die vrug van die Gees, met vreugde en vrede en geduld. En verder sit ons vasgevang in die ballingskap van 'n stikkende en onregverdige wêreld, en baie van ons mense maak moeilike lewe, sukkel om kop oor water te. Dan sit ons ook, broers en susters, in die ballingskap van die dood, wat die gevolg is van ons sondes, en ons kan, soos God se volk, nie iets vir onsself, vir ons eie redding doen nie. Ek kan niks aan hierdie situasie doen nie. En dan kom die woorde van Jesaja 43, en hoor bietjie hoe praat God met ons, en met die ballinge. En God sê, ek is jou skepper, die een wat jou gevorm het, en jou ken, ek ken jou, toe jy nog in die skoot van jou moeder gevorm is, sê die psalmskrywer. Ek ken jou so goed. Ek los jou nie in die ballingskappe wat jy kan beleef nie. Ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan my. Ek het julle nog steeds lief. Ek maak met julle bemoeienis, broers en susters, wat ons moet hoor, is dat God ons lief het. En dat God sy verbond en sy belofte, dat hy ons God sal wees, dat hy ons sal red en sal versorg, dat hy ons sal behoed en bewaar, dat hy altyd daardie gelofte sal nakom. Want God het dit beloof. Ten spyte van my tekortkominge, ten spyte daarvan dat ek geneig is om nog die sonde te doen, al gaan jy deur riviere, dit sal jou nie wegspoel nie, al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie skroei nie. Want God sal perke stel aan wat sy volk in daardie ballingskap ook al mag beleef, en hy sal hulle terugbring na die beloofde land, hy sal hulle weer terugbring, dat Jerusalem met die tempel herbou kan word. En hier hoor ons, dat God sy verstote ballinge weer uitkies, om aan hulle sy liefde en genade en sorg te bewys, en geliefdes, dit kan ons vashou elke dag. Dat as God dit vir sy ballinge doen, dan doen God dit ook vir elkeen van ons in ons hartseer en in die dinge wat ons verlate en stikkend laat voel. En God sê, moenie bang wees. Want my liefde het julle nog nooit verlaat nie. My liefde was daar vandat jy begin gevorm is. Die liefde vir Gert, die liefde vir ons elkeen, het nie begin iewerste maar onlangs nie. Dis van die begin af so, dis by God 'n waarheid en 'n sekerheid. En al leef ek, ja, selfs met die ballingskap van die dood, kan ek hoor, maar God sal by my wees, en hy sal my vashou. En hier in die Ou Testament hoor ons al die belofte van die evangelie van Jesus Christus. Ek gee mense in jou plek, Egipte en Kus en Seba, vir jou verlossing. Jesus Christus sou gegee word om aan die kruis te sterf.
En dit omdat God, al het ons foute en geen mens is volmaak nie, hy ken ons, hy ken vergeet, ken ons elkeen. En hy bewaar ons in alles wat ons mag beleef. En dit bring ons broers en susters by ons teksgedeelte in Romeine, geskryf ook vir gelowiges wat in 'n vorm van 'n ballingskap sit. Onthou u die gelowiges van Rome wreed vervolg, vermoor, vir die leeu gegooi, omdat hulle glo. En dan skryf Paulus hierdie woorde in Romeine wat ons gelees het, as 'n oorwinningslied. En ons het self die oorwinningslied aan die begin gesing as ons lofsang. En hy kan hierdie oorwinningslied aanleef omdat ons losgekoop is van die ballingskap van sonde en 'n sondige natuur. Ons is losgekoop van 'n stikkende en onregverdige wêreld. Ons is losgekoop van die ballingskap van die dood, want Jesus Christus het ons sonde gedra en weggedra. Jesus Christus het vir ons opgestaan uit die dood, en omdat hy vrygespreek is, kan ons hierdie oorwinningslied sing, is ons meer as oorwinnaars reeds. Losgekoop deur Christus alleen. En broers en susters, ek wil dit bysê, as jy aan loskoop dink as 'n finansiële transaksie, mis jy die punt. Waarvan is ek losgekoop en vir wie's betaal? Is God nou betaal dat hy nie in woede en toorn oor my moet ontstig nie? Is die Satan betaal dat hy my nie meer moet versoek nie? Nee, dit gaan nie oor 'n transaksie nie, dit gaan oor 'n enorme reddingsdaad van God wat hy aan mense bewys. Dis waar, dit staan vas. Ons is vry van die ballingskappe wat oor ons kom, sonde, bose en dood. En Gert en ons is losgekoop. En ons en Gert is meer as oorwinnaars. Om meer as oorwinnaars te wees beteken dat ek dit nie nog iewers moet bereik nie. Ek moet nie iewers iets gaan doen om nog 'n oorwinnaar te word nie. Ek is dit reeds. Ek het reeds deel aan Christus se oorwinning van sonde en bose en dood. En daarom kan ek anders leef elke dag as 'n gelowige. Die uitdaging, broers en susters, haar die sondige natuur, woede en risie en twis in my, om die vrug van die Gees deur geloof met liefde en vreugde en vrede en geduld, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. En jy hoef nie slim te wees om te besef, as ek deur die Gees leef, dan leef ek opbouend nie. En weet julle van Gert, onthou ek dit. Hy was 'n gelowige, hy het ook foute gehad. Maar hy was 'n gelowige wat opbouend stigte met almal geleef. Daarom sy nalatenskap in ons lewens. En om oorwinnaar te wees beteken nie dat slegte dinge nie in ons lewens sal gebeur en dat ek soms nie sal struikel nie. Selfs Paulus erken dit. Ek wil die goeie, maar dan staan die kwade my by. Maar saam met God se seëninge en die goed en die sleg, ten spyte daarvan, menslike bedreigings, en hoor hoe beskryf Paulus in Romeine die bedreigings, daar's menslike bedreigings, honger en swaard en vervolging dan. En dan sê hy, daar's bo menslike bedreigings, kragte en magte en allerhande dinge. Hy sê ten spyte daarvan, kan niks ons van God se liefde skei nie. En God se liefde is 'n daad, is verlossing. Ons is veilig. En Gert is ook veilig in hierdie liefde en in hierdie geloof. Daarom sê Paulus, wie kan my aankla? As God vir my is, wie kan teen my wees? Selfs nie is die dood vir die eindwoord in my lewe nie.
Dis nie 'n nederlaag nie, dis 'n oorwinning. Ek is meer as 'n oorwinnaar. En dit, broers en susters, bring ons by 2 Korintiërs 5. Hierdie lyn, God wat my ken en bewaar, Jesaja, God red en hou my vas in Christus, die gedeelte uit Romeine, bring ons by 'n waarheid en 'n toekomsverwagting wat alles verreweg oortref. Die Here sê vir ons deur Paulus, as ons aardse woning wat maar intent is afgebreek word, het ons 'n vaste en 'n sekere gebou in die hemel. Ons het 'n vaste en 'n sekere toekoms en hoop. Nie deur mense gemaak, maar gebou deur God self. En die opvou van die tent, die dood, is die deurgang na die ewige lewe. Ons is hartseer oor Gert se tent wat opgevou is. Maar God het hom ontvang. En in geloof kan ek dit sien, dat hy by God tuis gekom het, in God se arms. En hy is vry van sonde en pyn, en hy deel in die heerlikheid van sy meester. Hy het sy vaste gebou ontvang, en ons wat agterbly, broers en susters, ons leef met hoop en troos, want God het die Heilige Gees gegee as pand, as trooster wat ons lei in hierdie waarheid van ons oorwinning, en ons ook vertroos elke dag. Hierdie Gees weet ek, hierdie hemelse gebou is 'n werklikheid. En ek leef deur geloof, nie deur sien nie. En ons weet, Gert het tuis gekom. En broers en susters, julle as familie, het 3 wonderlike tekste gekies vir hierdie geleentheid. Maar ek wil dit bietjie verder vat, bietjie toepas. Ons kan hierdie wonderlike troos weet, en ons kan dit glo, en as die krisis kom, die sterwe van 'n geliefde, dan is hierdie beloftes van God in sy woord, dat my geliefde by hom is, dat ek alright sal wees, dat ek gered is, en dat God self vir my sal vashou vertroos, dan sit op die tafel, en dan het ek 'n keuse, ek kan dit aanvaar, ek kan dit glo dat dit deel van my wese is, of ek kan dit los, as ek dit los, en ek moet hierdie trauma hanteer, sit 'n mens met woede, hoekom Here? Ek sit met depressie, hoe gaan ek dit maak? Ek sit met angsgevoelens, vrese, hoe kan ek die toekoms tegemoet? So as ek nie aan God vasgryp, sit ek met woede en depressie en vrese en emosies, en partymal moet ek 'n dokter gaan sien of 'n pilletjie drink om te help. Of ek kan my belofte vasgryp. En ek kan weet, my paas by die Here, hy is op by tuis gekom. En ek kan weet, die Here is om my vashou en troos, en dit gaan nie die trane wegvat. Maar dit gaan maak dat ek nie met 'n klomp negatiewe goed sit. Onheil, maar ek so oorwin. Want ons woon by God en ons leef deur geloof. En dan is alles oukei. Want die Here gee my vrede, dan is ek seën. Paas my. Mag die Here deur sy Gees ons vashou. Mag hy ons smart temper en mag hy ons herinneringe wat ons het baie heilig. Amen. Kom ons sing ten slotte tesame Gesang 166, wat julle ook gekies het. Ons sing dit biddend staande en bly staan vir die uitspreek van die seën waarna ons kan sing.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Kom maar sit. Broeders en susters, namens die familie gaan ons net luister na 'n boodskap wat Johanna Nel geskryf het, so kinders in die familie. En daarna ook gaan ons luister na 'n lied wat sy vir ons gesing het. Ek vra dat jy dit vir my geleentheid sal gee. Dit is nie altyd so rekenaarvaardig nie, maar dat jy net vir my 'n geleentheid sal gee. Hallo, my naam is Rihanna Nel en dit is my grootste voorreg om die liedjie vandag te skryf op te dra aan 'n man wat so geliefd was en steeds is. Die weet daar is geen doodgraaf vir die wat in Christus is. Vandag wil ons gaan Johan te bring. Vandag wil jy eer, ons wil jou hulde besin. Ons wil jy sy weer vir die man en baan vriend. Jy was en wat jy is. Sien Henry en Johan en Liana, Michael en Kayla, julle lot. Kon nie dankbaar, meer dankbaar wees vir 'n baan vriend. Het so 'n voorbeeld gesê van wat dit is om in God te vertrou. Harde werk, so gedisciplineerd, so presies. Vandag wil ons vir jou sing. Ons wil jou aanhou. En dalk gee ek vandag jou 'n klein stukkie van die Here Vader. So die wêreld verander, van Peter wat uitdrie gaan terug tot die weg. As hy kom praat, sal hy stories vertel, of sy vertel. Ja, van my pa, my vriend, my held, die vriend sê sig jare, onder sy bel, die tyd geleer, saam in sy eie pad, gestap en geloof, my maagd
Vrygewig en sag, die base raak so gepas, so diep, so ongegee, al was wat aan klip af. O ja, dit kon als bemaak, als bou, als maak, als met jou, ek wou by ons ontstaan. Pauze dingetjies, sê dingetjies en oproepe ondergesels, belangstel wie ons is, belangstel wie ons mas is. Ons wil lang nie wat by sien aan die op die veertuig, stukkie vleisie op die koorde, vertel ons hoe lyk dit daarboor, vertel maar weer mag so iets uit hoor bestaan. Baie wat verstaan so regheid, vermaak, baas hier en baas, sy respect was altijd die weerkennekie sal ons nooit vergeet nie. Hoe sê ons aan, hoe lyk dit in jou nou? Sê vrees ons al met ons hele harte terug, want niks kon met ons vader gelijk. Was aan het sal geword, in tyd. En nou staan waar op kom en gelees en beraad, tot ons vader sien, geniet allemaal. Geliefdes, namens die familie, gaan ek nou oor om die bedanking te doen. Eerstens wil ons dankie sê aan ons hemelse Vader vir ons wonderlike aardse Papa aan ons geleen. Dankie vir die voorreg om vir Papa as ons Papa te kon hê. Dankie vir Papa se 63 jaar, 8 maande en 13 dae op aarde en 'n ewigheid in die hemel. Vir Dr. Pelser wil ons dankie sê vir die 31 jaar wat hy na ons familie kyk en altyd bereid is om tyd te maak vir ons in goeie sowel as moeilike tye. Dankie vir al die tuisbesoeke en flinke optredes. Dokter kon diagnoses maak wat spesialiste nie kon maak nie. Papa het letterlik vir dokter met sy lewe vertrou. En ons het ook, want ons het geweet opgee is nie in dokter se aard. Dokter het uit die donker se eie met die hospitaal waar Papa opgeneem was, elke keer opgevolg en vir ons familie terugvoer gegee. Dankie dat Boeta dokter op Papa se laaste kom bel en raad vra. Dankie dokter 1000 maal. Dankie. Vir Dominee Kobus en Dominee Marie, ons vriende en dominees wat dadelik kom tyd maak vir 'n videokol van die FSA om vir Papa en ons familie te bid ure voordat Papa na sy ewige tuiste is. Die skriflees en gebed het soveel vir ons beteken, berusting gebring en ons is innig dankbaar. Dr. Jacobs bedank ons ook wat vinnig gereageer het tydens die angiogram. Sy span wat Papa bygebring het na die hartaanval en nie opgegee het toe Papa se hart gaan staan het nie. Dan Dr. Dan de Toy wat ons Papa se lewe gered het met die noodtrippel hartomleining wat ure geduur het in die theater. Met God se hulp
het julle as span vir pappa vir 2 jaar 1 maand en 10 dae langer vir ons kon spaar, totdat sy hart uiteindelik te moeg geraak het. Aan Legacy Emergency Services vir julle bereidwilligheid en reëlings om iemand dadelik na pappa toe te stuur toe ons bel, al was julle besig met 'n ander noodgeval in 'n ander dorp. Julle deernis en bystand en ook hoe julle met pappa gewerk het word waardeer. Dan sê ons baie dankie vir Dr. Tatsimila en hospitaalpersoneel wat so mooi na pappa gekyk het en alles probeer het om pappa gesond te maak. En ook met soveel deernis aan ons verduidelik het hoe julle niks verder medies vir pappa kon doen nie. En julle geduld toe ons nie wou insien dat pappa se lewe in 'n tyd kon eindig. Dankie aan almal wat pappa besoek het in die ICU en almal wat vir pappa aan die Here opgedra het. Dankie ook vir mamma en oom Dion wat ons so bygestaan het. Nie net in die laaste ruk nie, maar ons soveel keer opgetel het wanneer ons uit mekaar val wanneer pappa ernstig siek was. Michael en Mikaela, slegs die Here weet hoe lief ons julle het en hoe dankbaar ons vir julle is. Ons dank God vir julle as ons huweliksmaat. Dankie vir julle omgee en liefde vir pappa. Dan vir Dominee en dan ook oom Gustaf Wilken vir al die reëlings en voorbereidings en die susters by die kerk. Niels Toekemoer, die funeral home en veral vir Derek wat ons pappa sag en met deernis behandel het donderdag aand in die hospitaal. Dankie vir die respek waar jy pappa se aardse liggaam hanteer het en die rustigheid wat jy bring wanneer jy in die omtrek is. En dan dankie aan elkeen van julle wat hier teenwoordig is, wat ons pappa lief gehad het en van oral oorheen gekom het om die laaste eer aan ons pappa te bewys en te betoon. Dan mag jy almal veilig terugreis. Geliefdes, ons gaan nou kyk na 'n skyfie vertoning. Ek gaan dit net vir ons aansit. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your races run. The pain is all a million miles away.
The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. All the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Hands that hold. Kies broers en susters. Geliefdes, dit gaan ons verrigtinge hier tot 'n einde bring. Ons vra as ons in die stoet ry na die begrafplaas kom, ons ry met ons hoofligte aan. En dan wil ek vra dat die draers en die slippedraers net vir ons hier voor by die preekstoel sal kom plek inneem, en dat die dan sal staan en dat ons dan saam met die hulle net die geleentheid sal gee dat hulle eers uitbeweeg en dan beweeg ons saam met hulle uit.
Nou jullie hierso vat julle tyd, gaan so stadig oor soos jy so beweeg, hoor. Vat julle tyd, druk op die masjien. Rustig. Kan nog so klein bietjie na my toe. Hoe ver is dit dan by oom hulle daar? Hy lyk reg. Reg. So kan bietjie so. Hy kan bietjie links agter. Perfek. Dit is wat bosse sê dan. Gee vir my blomme. Gaan dit sommer klaar af of as dit bokke straks hoop net. As bokke klaar. Hier is. Kom so goed. Zoals een beter. Sorry. Geliefdes, u kan vir my nader staan asseblief. Geliefdes, terwyl die kus sak, gaan ek vir ons lees ook woorde van Paulus, waaruit Romeine 2 Korintiërs 5 se hand ook gekom het. Ek gaan vir ons lees 1 Korintiërs 15, die laaste paar verse, wat gaan oor die opstandingsliggaam en die ewige lewe. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat beskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.
Daarom, liewe broers, wees standvastig en wankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is. Amen. Kom ons bely ons geloof in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, wanneer ons geliefdes sterwe, bely ons terselfdertyd dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Deur Christus se dood het ons saam met hom die graf ingegaan, en deur sy opstanding het ons saam met hom die dood oorwin. Omdat Christus opgestaan het, is ons eie opstanding 'n werklikheid. Jesus was dood en kyk, hy lewe tot in alle ewigheid. Hy is die eerste en die laaste en die lewende. Hy is die oorwinnaar oor die dood. En in hierdie geloof, en in hierdie vaste sekerheid, neem ons afskeid van Gert Johan de Bruin, en die vaste en sekere wete, stof tot stof, dat die Here ook ons vernederde liggaam aan sy verheerlikte liggaam gelykvormig sal maak. Kom ons bid nou saam. Ons Vader, dankie dat die woorde van Jesaja bevestig dat U in U liefde U nooit van ons onttrek. Dat U U verbond met ons hou en dat U by ons teenwoordig is. Here, ons dra die teken van daardie verbond, die doop. En dankie dat ons ook uit Romeine kon hoor dat niks ons uit U hande kan ruk. Nie dit wat menslik of bo-menslik ons kan bedreig, kan ons van U skei nie. Ons is losgekoop nie met goud en silwer nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, losgekoop uit elke ballingskap wat daar mag wees, en ons deel in sy oorwinning oor die sonde en die bose en die dood. En Here, hier waar ons hier staan, weet ons dat ons die verganklike saai, sodat dit kan deel kry aan die onverganklikheid. Die verganklike kan nie aan die onverganklikheid deel kry sonder hierdie proses. En Here, dankie dat ons kan weet, dat ons 'n vaste gebou in die hemel het, waar Gert tuis gekom het, en waarheen ons ook op pad is. Ja, Here, dat U Heilige Gees vir ons die pand is, dat ons in daardie geloof vashou en behoed en bewaar.
Here, ontvang wat ons hier gesaai het. En in U hande gee ons Gert se gees nou oor. En ons bid U, wees ons naby. Want as ons huil, dan is dit sonder die negatiewe en die slegte, maar in die vaste wete dat hy leef soos U leef. En ons ook saam met hom. Dra ons elke dag. Hou ons vas. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee dat U U laaste eer kan betoon. Daar is blare, en dan is daar koring, en dan is daar sout. U kan van al drie neem. Die koring, soos ons die verganklike saai, soos daai koringkorreltjie in die grond val, verander hy om 'n plant te word wat vrug dra. En ons saai die verganklike en die onverganklike kom na vore, die sout. Die Here sê vir ons, wees die sout vir die aarde. En sout bewaar, geloof bewaar ons lewe tot in alle ewigheid. Dit gee ook smaak aan 'n gereg. Dit gee ook dat ons in mekaar se lewens mense kan wees wat mekaar se lewe mooi maak. So ons gee geleentheid vir afskeid. Jy kan blare of sout of koring of al drie neem. En ek wil vir julle sê, ons groet 'n man. 'n Man het by ons verbygegaan en ek dank die Here dat ons hom mag dien. In sy hande is hy veilig. Amen. Took the supermarket flyers from the windowsill. Through the day-old tea from the cup. Packed up the photo album that you had made. Memories of a life that's been lost. Took the Garrett Wilson cards and stuffed animals. Put the old ginger beers down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mom, there's a tear every time. Oh, I'm in pieces, it's tearing me off. A heart that's broke is a heart that's been lost. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, say hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a cake. John said he'd drive and put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now that I see the world as you did, 'cause I know that life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you were there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, say hallelujah. You're home.
nou vra ons vir ons geleentheid gee dat ons gaan die masjinerie verwyder en dan kan ons Didn't aangaan. know today would be our last. That I'd have